Gemeente, ons skriflesing is vanmôre uit Lukas, hoofstuk 12. Ons gaan voort met ons studie uit die boek Lukas, die evangelie van Lukas. Ons gaan lees vanaf vers 22 tot 34. Voor ons lees, gaan ons net saam bid. Almagtige God en hemelse Vader, vanoggend is weer 'n wonderlike geleentheid om U naam te aanbid. U naam groot te maak, U naam wat bo elke ander naam is. U voor wie elke mens eendag die knie sal buig en sal erken dat U die Here is. Ons dankie dat ons nou reeds die geleentheid het om dit te doen. Om U te aanbid as die Here van ons lewe. Ons wil vra, Here, dat U wat ook vir ons geleer het om te bid, laat U naam geheilig word en U koninkryk kom en U wil te laat geskied, Here, dat dit ook sal gebeur. Ja, dat ook in hierdie dag U naam wat so kosbaar is, verkondig sal word. U koninkryk sal kom in die harte van mense en in ons eie harte. En U wil, Here, sal geskied. Ons bid in die besonder ook in hierdie dag vir U kerk hier en oor die wêreld heen. Dankie vir die belofte dat U self gesê het, U sal die kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ons bid ook vir Christene, so baie dele van die wêreld wat vervolg word. Dat daar ook in hierdie dae, in hierdie tyd so intense toename is, ook in die vervolging, die onderdrukking van Christene. Dat ons weet, Here, dit was deur die eeue heen so, want die duiwel hou nie van die waarheid nie. En hy's daarop uit om, nadat hy nie die Here Jesus kon doodmaak nie, om die kerk skade aan te doen, en U kinders skade aan te doen. Daarom bid ons ook vir die koms van die koninkryk, die spoedige koms, wanneer U 'n einde aan alles sal maak, Here, en alles nuut sal maak, en die nuwe Jerusalem en die nuwe aarde daar sal stel, waarin geregtigheid sal woon, en U alleen geëer en gedien sal word. Here, ons bid ook vanmôre vir die matrieks, name wat ons hier genoem het, en so baie ander ook, dat U ook met hulle sal wees, die eksamen wat voorlê, ook vir hulle sal dra in helderheid, en wysheid sal gee, ook gedurende die eksamen, ook vir hulle pad vorentoe. Ja, Here, dat U vir ons ook leer in U woord, dat as ons U pad kies, dan is dit die pad van seën, en mag hulle ook daardie weg kies wat U vir hulle voorhou ook in U woord, en U met hulle sal wees. Ook vir al die skoolkinders, Here, ons dra vir die jeug aan U op, blootgestel is aan baie versoekinge, maar Here, dankie dat ons weet dat U vir ons roep, dat U ook die kinders na U self toe roep. Het iets ook gesê, dat die kinders na my toe kom, en verhinder hulle nie, en dat U ook vir hulle sal seën, ook in die res van die jaar wat nog oorbly, hulle skooltermyn, ook met hulle sal wees, Here. As ons nou U woord oordink, vra ons, Here, seën dit, en deur U Gees werk in ons harte, dat ook hierdie woord op vrugbare grond sal val. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen. Lukas 12 vanaf vers 22. Verder het Jesus vir sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos, en die liggaam as klere. Kyk na die kraaie, hulle saai nie en oes nie. Hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as voëls. Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 uur verleng? As julle nie eens so 'n klein dingie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor die ander dinge? Kyk hoe groei die lelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre in die vuur gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer
sal hy julle versorg, julle klein gelowiges. Julle moet julle ook nie gedurig afvra, wat gaan julle eet of drink nie. En julle moenie besorg wees nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is. Maar julle het 'n Vader wat weet dat julle nodig het. Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Moenie bang wees, klein kiddetjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. Verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes. Skaf vir julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie, 'n onuitputlike rykdom in die hemel, waar geen dief dit kan bykom en waar geen mot dit kan verniel nie. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Tot sover die woord van die Here. Nou gemeente, dit is vreemd en eintlik ironies dat die samelewing waarin ons leef, wat moontlik seker die welvarendste is en die gemaklikste is in die geskiedenis, maar dat dit ook 'n tyd is waar ons eintlik die mees bekommerde en mense wat angsgetuisterd is, kry en wat in hierdie tyd lewe. Dat angs miljoene mense raak. Dis amper 'n epidemie. En die behandeling daarvan is 'n groot bedryf. En selfs die beste pogings, en dit moet daar wees, maar selfs hierdie beste pogings is nie altyd suksesvol om dit op te los nie. Baie keer word dit net beheer. En die uitwerking daarvan en die simptome daarvan. Maar in hierdie gedeelte wat ons hier gelees het, sien ons dat Jesus vir ons eintlik 'n radikale oplossing gee. 'n Oplossing vir sy kinders, vir bekommernis en vir angs. Hy bied 'n oplossing vir die materiële bekommernisse, maar ook vir die geestelike aspek. Hy sê in vers 22 oor die materiële, ek sê vir julle, moenie julle kwel oor die lewe nie. En in vers 32 verseker hy hulle, as hy julle sê wat hulle miskien geestelike vrees het, moenie vrees nie, klein kiddetjie, want julle Vader het besluit om aan julle die koninkryk te gee. Dat ons in hierdie gedeelte kan sien dat bekommernis spruit uit twee oorsake. Onkunde en veral ongeloof. En baie Christene ly dikwels onnodig aan bekommernis, en die rede is omdat ons nie die diepte besef van wie God is en sy genade en sy liefde en sy sorg en vir sy kinders nie. Dat ons dit nie verstaan nie. En dit is waarom Jesus dan ook hierdie gedeelte vir sy disippels vertel, vers 22, en hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor die lewe, wat julle sal eet, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Hierdie gesprek van Jesus is deel van die groter gesprek wat hy al van die begin van hoofstuk 12 al met sy disippels gevoer het, om vir hulle te vertel, hoe leef ek binne die koninkryk van God? Hoe leef ek as 'n Christen? Hoe leef ek as 'n kind van die Here? Hy was onderbreek deur 'n man wat hom gevra het om die familie-erfenis te deel. My broer uit die Here onderbreek in die vorige verse. Here, help my, laat my broer sy erfdeel met my deel. En Jesus het vir hom gesê, dit gaan nie vir my, dis nie waarvoor ek daar is nie. Ek het nie gekom om geld na mense toe te bring nie, maar mense na God toe te bring. Dit was my doel. En Jesus het toe ook vir hulle vertel, wat ons laas Sondag na gekyk het, die gelykenis van die ryk dwaas. Wat hy gewys het op die gevaar van gierigheid. Dat 'n mens se lewe nie oorheers moet word deur gierigheid.
geldgierigheid. En hy het die voorbeeld van die ryk man genoem wat gedink het hy kan lekker en gemak lewe, hy het alles bymekaar gemaak en dat die Here vir hom gewys het, hy was miskien ryk in aardse dinge, maar hy was arm in God en hy het gesterf en die Here het sy siel van hom geëis en hy het sonder God gesterf en sonder hoop. Want hy het sy lewe gebou op die materiële en het geen tyd vir God in sy lewe gehad nie. Die ryke dwaas. Die gevaar van gierigheid. En dan volg Jesus daarop, hy sê daarom. En hy verbind dit met die vorige gedeelte vir sy luisteraars. Dat hy sê soos die dwaase man wat aardse skatte opgegaar het en sy lewe daarop gebou het, so moet hulle ook daarna kyk, dat hulle nie hulle lewe daarop bou nie. En dat hy in hierdie gedeelte ook daarop wil wys, dis nie 'n ryk mens alleen wat gierig is nie, 'n arme mens kan ook gierig wees. 'n Ryk mens se lewe kan net oor die materiële gaan, maar 'n arme mens se lewe kan ook so oorheers word. Miskien deur oorlewing en deur die materiële. En daarom sê Jesus ook soos hy in Matteus 6 vers 24 sê, julle kan nie God en Mammon dien nie. Dis onmoontlik en mense sien dit reg deur die Bybel. Jy kan nie God en geld dien nie. Die net een kan jou baas wees. En daarom moet jy oppas daarvoor. Jesus het ook op ander plekke gesê, dis baie moeilik vir 'n ryk man om in die koninkryk van God te gaan. Hoekom? Omdat geld vir ons so maklik, die materiële vir ons maklik kan intrek en 'n mag oor ons lewe het. Dis nie waaroor die lewe gaan nie. Dat Jesus vir hulle vra, fokus jou lewe daarop om hemelse skatte bymekaar maak. Hy sê moenie julle kwel oor julle lewe nie. En die Griekse woord is 'n bevelsvorm. Moenie julle kwel nie. Laat julle lewe vry van bekommernis wees. En Jesus se beklemtoning deur en deur hierdie hele gedeelte en hierdie verse is, onthou altyd julle het 'n liefdevolle hemelse Vader. Jy is nie alleen in die wêreld nie. In plaas van bekommernis, nooi Jesus hulle uit om hulle sorg en hulle bekommernisse op God te werp. Op hulle hemelse Vader. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hy sorg vir julle. Of vra hy soms dat jy dinge moet prysgee? Soos vir die ryk jong man wat hy gevra het om sy goed te gaan verkoop en hom te volg. Dat die Here sê hy beloof vir die wat hom eerste stel, hy sal hulle onderhou. Hy sal hulle onderhou. Tot hulle doel in hierdie lewe bereik het wat die Vader vir hulle gestel het. Tot daardie tyd sal hy vir hulle sorg. Die Here het dit afgemeet. Daardie tyd. Hy het sy doel met sy kinders afgemeet vir hoe lank hulle in hierdie wêreld sal wees. En vir daardie tydperk, as hulle aan hom oorgegee is en hy is hulle koning en hulle Here, sal hy vir hulle sorg. Vers 23 sê die lewe is meer as voedsel en die liggaam is klere. Sê die liggaam is meer, hy wys daarna die bestaan, ons bestaan in hierdie wêreld gaan nie net oor fisiese oorlewing nie. Maar daar's 'n dieper doel waarom mense in hierdie wêreld is. Dis 'n dieper doel vir jou en my vir bestaan en dis om in 'n verhouding met God te wees. Hy herinner hulle daaraan, die materiële is tydelik. Maar daar's iets meer. As die lewe wat God gee, dit wat ewige waarde het. En dis sy oproep, laat julle prioriteite reg wees, moenie heeltyd in angs en bekommernis wees nie, maar laat julle geestelike fokus op die Here wees.
Hy noem sulke mooi voorbeelde. Hy sê in vers 24, kyk na die kraaie. Want hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer of skuur nie. En tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as voëls nie? Beklemtoon dat God sorg vir sy mense en hy gebruik die voorbeeld van die kraaie. Die kraaie was eintlik in daardie tyd onder die Israeliete 'n onrein voël gewees. Veragtelik volgens Levitikus. En hierdie voorbeeld word gebruik want hulle saai nie, hulle oes nie. Hulle stoor geen kos vir die toekoms nie. Hulle is nie soos mense of diere of selfs mure wat voorsiening maak nie. Nee. En tog oorleef hulle omdat God in sy voorsienigheid ook vir hulle sorg. In Job 38 vers 41 staan daar: wie voorsien die kraai van sy kos? As hy kykens tot God roep en rondskarrel sonder voedsel. Wie voorsien vir hulle? Is God. Psalm 104 vers 27 sê: hulle wag almal op U om hulle kos op hulle regte tyd te gee. Dat Jesus sê, as God selfs vir die kraaie sorg, hoeveel te meer sal hy sorg, nie sorg vir sy kinders nie. Julle is soveel meer werd as hulle. Die Here sal sorg vir sy kinders tot hulle doel hier op aarde vervul het. Psalm 34 vers 11 sê: die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enige iets nie. Dan mag partykeer gebrek wees as gevolg van die tugtiging van die Here. Ons lees in Haggai hoofstuk 1 vers 1 tot 11 daarvan. En dit is verskoning nie, want die Bybel sê duidelik, Spreuke 20 vers 4, in die herfs ploeg die leiaard nie. En verlang hy iets in die oestyd, dan is daar niks nie. Die Bybel sê jy kan nie agteroor gaan sit en jy kan lui wees en dink God moet nou voorsien nie. Jy plant nie. Hy sê dan gaan jy nie oes nie, jy gaan gebrek hê. Jy kan nie lui wees nie. Maar vir die wat hulle roeping vervul hier op aarde, beloof die Here dat hy vertrou kan word en dat hy hulle sal onderhou. Hulle kan inderdaad sê, soos Dawid sê in Psalm 23 vers 1, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek. Wat 'n vertroue. Die Here is my herder. Hy's die goeie herder, sê die Bybel in Johannes hoofstuk 10. Hy's die goeie herder, hy ken sy skape, hy ken hulle behoeftes en hy sorg vir hulle. Jy kan jou bekommernisse op God werp. Hy sê in vers 25: en wie onder julle kan deur om te kwel 1 uur by sy lewe voeg? As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle oor die ander dinge? Uiteindelik sê hier gaan dit oor die kwelling, oor jou gesondheid en jou lewensduur. En hierdie bekommernis van die mens, soos jy self weet, dis 'n biljoene-rand bedryf. Dit is goed om jou liggaam te versorg. Dit is reg om matig en goed te eet, om dissipline te handhaaf. Dis alles goed en reg. Paulus sê ook ietsie daarvan, hy sê die waarde van liggaamlike dissipline in 1 Timoteus 4 vers 7 tot 8. Die liggaamlike oefening sê, dit het waarde. Dit het waarde. Maar hy sê daar's iets wat meer waarde. Hy sê godsaligheid is nuttig vir alles. Want dit is die belofte van die teenwoordige en die toekomstige lewe. Hierdie gedeelte miskien vir ons ietsie uitwys van hierdie absolute oordrewe obsessie vir jou fisiese welstand. Soos ek sê, dis nie verkeerd en die Bybel sê ook baie dinge daaroor. Moenie onverskillig wees nie. Moenie aan jouself skade doen nie. Maar moenie 'n obsessie daaroor hê nie.
Hy sê dit is ook nutteloos. Jy kan jou so bekommer, maar al jou bekommernis gaan jou nie help om 1 uur by jou lewe te voeg nie, sê. En as jy nie eers dit kan doen nie, waarom is jy onnodig besorg? Jy kan nie 1 uur by jou lewe voeg nie. En as ons nie daardie vermoë het nie, waarom kwel ons oor dinge soos kos en soos oor klere? Hy sê ons hemelse Vader. Hy beloof die wat sy woord gehoorsaam en onderhou, dat die Vader op hulle, die tyd wat hy bepaal het, vir hulle sal sorg. Vers 27 tot 29 sê, kyk na die lelies, hoe hulle groei, hulle arbei nie, hulle spin nie. En ek sê vir julle self, Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. En as God die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so bekleed, hoeveel meer vir julle klein gelowiges. Dat Jesus die beeld gebruik van die lelies van die veld. Soos dat ons ook so dikwels op plekke kan jy sien, hier in die lente, die lelies van die veld, die blomme van die veld, die Namakolandse blomme, heerlik, mooi, pragtig. Wat hy sê, hierdie plante, hulle soeg nie eers nie. Hulle spin nie vir hulle self om hulle klere van te maak nie. Hulle groei moeiteloos, dis deel van God se skepingsorde. En wat hy sê, tog is hulle skoonheid so, dat selfs Salomo, daardie ryk man van sy tyd met al sy weelderige klere, wat die bes geklede koning was, nie eers met hulle vergelyk kan word nie. En dat hy sê, as die Here dan daardie gras en daardie lelies en daardie blomme van die veld, wat so mooi is, wat maar net op 'n dag, maar ook net weer verdwyn en dan in die vuur gegooi word en verbrand, as hy hulle so beklee, hoeveel te meer nie vir julle nie, wat sy kinders is nie, wat hy geskaap het. Mens is uniek, hy is die draer van die beeld van God. Hy het die vermoë om God lief te en te aanbid, ver bo die voëls en bo die plante en bo die lelies van die veld. Dit is eintlik die Here het 'n voorkeur vir sy kinders. En 'n bekommernis oor kos en klere wys eintlik maar op ongeloof. Daarom sê hy klein gelowiges. Hy berus by hulle. Want om verteer te word deur vrees en bekommernis is 'n twyfel in God se goedheid. 'n Wantroue in hom. En sulke ongeloof eer nie die Here nie. Sulke bekommernis beperk eintlik sy seëning. En eintlik kan jy baie keer deur bekommernis jou eie lewe verkort en siektes veroorsaak. Sê in vers 29, moenie julle kwel oor wat julle sal eet of wat julle sal drink nie. En moenie toelaat dat julle gedagtes daaroor bly draai nie. Maar net 'n vers wat vir ons oproep tot afhanklikheid van God. Moenie konstant bekommerd wees oor die materiële nie. Fokus eerder om in 'n regte verhouding met God te wees. Beteken nie jy gaan passief wees nie, maar moenie obsessief wees oor die wêreldse en die aardse en die materiële behoeftes nie, maar rig jou wil, jou hart om die wil van God te doen. Hy sê in vers 30, want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Hy sê, dis die mense wat God nie ken nie. As jy die Here nie ken nie, en jy behoort nie aan hom nie, en jy het nie 'n vader nie. Ons het aardse vaders, en hulle sorg vir ons. Hulle sien wanneer daar 'n nood is, en hulle help jou. Hulle help jou deur die lewe, hulle voorsien in jou behoeftes.
Hulle sal nie as jy sonder kos is en sonder water jou man net laat gaan nie, maar die vaderhart sê ek gaan my kind help. Ek gaan vir hom sorg, ek gaan vir hom onderneem. Maar die heidene en die ongelowige, hy het nie 'n vader nie. Hulle vader is die duiwel en hy gee nie om vir hulle nie, want hy's 'n moordenaar. Hulle kan maar sterf. Hy wil dit eintlik hê. Maar die Christen gelowige het 'n hemelse Vader en dit is die punt wat Jesus hier beklemtoon. Jy leef anders en jy hoef nie bekommerd te leef nie, want jy het 'n Vader. En hierdie Vader sal vir jou sorg. Hy weet wat jy nodig het. Geweldige troos. Nie onnodige begeertes en jou eie selfsugtige begeertes, maar hy weet wat jy nodig het. Dis waarom Paulus kon sê in Filippense 4:19, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in die heerlikheid deur Christus Jesus. Beteken nie jy sal altyd oorvloed hê nie, want in die vorige verse sê Paulus, ek weet om in alle omstandighede vergenoeg te wees, ek weet wat dit is om oorvloed te hê, ek weet wat dit is om gebrek te hê. Hy het tye gehad wat hy niks gehad het nie, hy het tye gehad wat hy geslaan was, wat hy in die tronk was. Maar hy het gesê, ek het geleer om in alle omstandighede vergenoeg te wees. En hy sê net daar vanaf in vers 19, my God sal elke behoefte van julle vervul. Na sy rykdom, want hy weet wat jy nodig het. Hy sê in vers 31, maar soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal bygevoeg word. Maar soek die koninkryk. En die Griekse woord hier dui eintlik op 'n hartstogtelike soeke, desperate, 'n alles insluitende strewe, soek die koninkryk van God. Die ongeredde wêreld kan nie aanspraak maak op hierdie voorsiening en hierdie beloftes van God nie, want hulle leef onder die invloed van die duiwel, hulle is geestelik dood. Hulle skep ook hulle eie valse gode. Hulle bou hulle eie ligkastele, hulle het hulle eie gode wat hulle aanbid, en wat hulle vir hulle skep, en hulle dink hierdie gode gaan hulle onderhou, hierdie materiële toring van Babel wat ek gebou het, as die dag van toren kom, sal ek opklim en ek sal daarvan wegvlug. En dan kom hulle agter, hy is onbetroubaar, daai toring. En daai gode is vals. Maar hy sê hier, soek die koninkryk van God. Die gelowige. Hy leef nie net vir homself nie. Hy leef nie vir sy eie belang nie. Dit gaan nie net oor sy eie voorspoed nie. Hy dink ook aan ander. Die Here is in sy lewe. Hy soek daar die koninkryk. En hierdie versorging wat Jesus in hierdie gedeelte van praat, is ook nie altyd direk nie, maar indirek, deurdat jy God se koninkryk eerste stel en dit jou fokus word, kom hierdie dinge outomaties. Sy koninkryk, daar waar hy regeer, dit word vir jou belangrik. Dis jou alles insluitende fokus in jou lewe, is die koninkryk van God. En wat jy ook al doen, of jy boer, of jy 'n besigheid het, of wat jy ook al doen, of jy studeer, of jy op skool is, dis jou fokus. Die koninkryk. God, sy wil vir my lewe. Dis jou roeping in hierdie wêreld, is om God te aanbid, om hom te dien, om sy woord te gehoorsaam, om te honger en te dors na die waarheid. Kolossense 3 vers 1-2 sê, soek die dinge wat daarbo is, waar Christus is, aan die regterhand van God, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, en deur die koninkryk te soek, sê die Here, sal hy ons aardse behoeftes voorsien. Sal hy oorvloedig voorsien aan die wat aan hom behoort. En dan sê hy in vers 32, moenie vrees nie, klein kiddetjie.
Want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Moenie vrees nie. Al sê ons die woord, moenie vrees nie, is 365 keer in die Bybel. Nee, moenie vrees nie. En tog leef ons dikwels in angs, so dikwels word ons maar bang vir die lewe, en hier sê Jesus weer, moenie vrees nie. Klein kiddetjie, kosbare woord wat hy gebruik vir sy kinders. Sy kinders is nie altyd die groot en die massas nie, dis ek baie keer 'n klein kiddetjie. Het 'n welbehae om in julle die koninkryk te gee. Hy vind vreugde daarin. Hy het sy seun gestuur. Hy het die grootste offer gemaak om vir jou sondes te betaal en jou los te koop uit hierdie wêreld. Jy's deel van hierdie klein kiddetjie. Waarom hoef jy te vrees en waarom is jy bekommerd as hy ryklik al daardie dinge vir jou gedoen het? As dit mos niks vir hom om in jou daaglikse behoeftes te voorsien. Hy sluit af met vers 33 tot 34. Verkoop julle besittings. Gee almoes in. Maak vir julle beurse wat nie oud word nie. Skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of waar mot verteer nie, want waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Jesus ook erken dat baie wat hom hoor nog nie die koninkryk binne gegaan het. Soos dat baie wat in die kerk sit, het nog nie die koninkryk binne gegaan nie. Al is daar baie predikante wat sê almal wat binne die kerk is gelowiges, hulle is nie almal nie. En Jesus het hier sy gehoor ook geken, hulle gaan nie, en dan moet hy 'n woord tot hulle ook spreek. En hy gee vir hulle 'n radikale opdrag. Gaan verkoop jou besittings en gee almoes. Maak vir jou beurse wat nie oud word nie. En 'n skat in die hemel. Hy sê nie hierdeur dat jy al jou bankrekening moet gaan leegmaak en jy vat al die geld en gaan gee dit vir die armes nie. Nee. Of dat hy daardeur sê gaan verkoop alles wat jy het, gaan verkoop jou besigheid en jou huis en alles en vat daai geld en gee dit. Dis nie wat hier bedoel word. Die Here hier bedoel dat daardie hart van ons as mense wat geneig is na die materiële, wat geneig is om ons eie afgode te maak van goud en silwer en beeltjies, wat God altyd wil vervang met iets anders, met ons eie sekuriteite, wat ons heil soek in hierdie wêreld en nie by hom nie. Wat hy sê, verander, jy moet verander. Jy moet bereid wees, soos wat hy dikwels vir die mense geroep het, as jy hom volg, dan moet jy bereid wees om alles prys te gee. Jy hoef nie al daai goed te verkoop nie. Jy hoef nie al daai geld te gee nie. Die Here soek jou hart. Hy soek jou lewe. Hy soek jou binneste. Hy wil die koning wees in sy koninkryk in jou hart, in jou lewe. Hy het gesê jy kan nie God en mammon dien nie. Op jou hart kan nie geld en die Here regeer nie. Kan nie. Hy wil alles of niks hê nie. En daarom sê hy, maak seker jou skat is in die hemel. Maak seker jy die ewige beloning, jy die seëninge wat kom uit 'n lewe wat gefokus op God. In teenstelling met aardse rykdom, dit kan alles gesteel word, dit kan verweer, dit kan roes, 'n regering kan dit van jou wegvat. Maar die hemelse skatte sal altyd daar wees. Ons leef miskien in vrees van dit mense van ons kan wegvat. Dit wat ongelukke van ons kan wegneem. Dit wat die natuur, as die natuur begin draai, van ons kan wegneem. Dit wat kan verweer. Is baie keer deel van hierdie lewe. Maar Jesus sê hier, maak seker jy het 'n skat in die hemel. Daar waar dinge veilig en blywend is, verloon jouself, het hy hulle opgeroep, so dikwels, draai jou rug op die wêreld en volg my.
Laat al jou lewe en wat jy het en wat jy is ondergeskik wees aan sy koningskap. Wat hy sê en wat hy beveel word vir jou belangrik. Verlossing is uit genade. Maar ons lewe, hoe ons die leef, wys dikwels waar is jou skat, of op die aarde of in die hemel. As jy fokus en vasklou in die aardse, is jou fokus weg van die koninkryk. Jim Elliot het gesê, hy is nie 'n dwaas wat gee wat hy nie kan behou nie, om te wen wat hy nie kan verloor nie. Wat ons die koninkryk soek en vertroue hê in ons hemelse Vader se sorg om ons lewe te wy aan skatte wat vir ewig sal duur. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons ook vanmôre hierdie gedeelte uit u woord kan hoor. U woorde wat vir ons opnuut verseker dat ons 'n hemelse Vader het. En wat 'n verskil dit nie maak nie, en dat ons deel van die klein kuddetjie kan wees. Dat ons nie soos die heidene en mense wat u nie ken nie, in desperaatheid en vrees en angs en bekommernis rond te hardloop nie. Maar dat ons kan doen wat u vir ons voorgeroep het om te doen, en die werk waarvoor u ons geroep het, en die omstandighede waarin u ons geplaas het, die beste te doen wat ons kan doen. Maar ons vertroue en ons hoop is op die Here en ons skat is in die hemel. Wees vir ons genadig, Here. Laat ons wat dikwels so aardsgebonde kan wees, ietsie kan begin verstaan van die heerlikheid van die koninkryk. Die lieflikheid van God as Vader. En dat ons meer ons oë op u gerig sal hou. En u sal vertrou. Ons vra dit om u naam se wil. Amen.